Hallo julle en welkom by 'n nuwe tema waarmee ek wil begin in Koffie vir jou siel getiteld Die Kriewelrige Kerk. Ek sal weer op 'n latere stadium terugkeer na bloedgetuies en baanbrekers vir Jesus, maar wil graag aan hierdie belangrike titel begin raak omrede die noodsaaklikheid van hierdie onderwerp 'n dringendheid aanwakker. Aanvanklik was dit 'n boek waaraan ek gewerk het, maar het dit goed gedink om dit eerder op hierdie manier met julle te deel sodat dit meer mense kan bereik. So maak jouself gereed vir 'n noukeurige inleiding tot hierdie reeks. Die titel vir vandag is die herontdekking van Nuwe Testamentiese Christendom en die tema die Kriewelrige Kerk. Daar is 'n paar vrae wat soos 'n splinter onder die vel sit. Klein genoeg om te ignoreer, maar te seer om te vergeet. Hoekom bemoei mense hulle al hoe meer met wat in die wêreld aangaan, maar ignoreer wat in die kerke gebeur? En hoekom lyk die kerk van vandag niks soos die kerk van Handelinge nie? Ons lees in Handelinge van 'n kerkliggaam wat aan die brand is vir Jesus, wat grense verskuif, wat mense genees, wat met hulle naaste mededeelsaam is, wat in geloof standvastig is, wat vir hul geloof veg en ook daarvoor sterf. In vandag se kerk sien ons 'n instelling wat se skoene blink, maar die skoene staan leeg. 'n Kerk wat besig is, maar kragteloos is. 'n Kerk wat ryk aan skedules en prosedures is, maar arm aan teenwoordigheid. Iets het skeef geloop, iets het stilweg verskuif, maar niemand wil dit erken nie en vestig eerder hul fokus na dit wat in die wêreld aangaan en skryf dit toe aan die Here wat sy terugkeer binnekort gaan maak. En dalk is dit so. Dalk is die wederkoms van Christus nou nader as ooit, maar is die kerk gereed vir dit? Is jy gereed vir dit? Sondag na Sondag woon ons getrou die dienste by, maar is dit genoeg? 'n Bekende skrywer, Neil Cole, het dit op die volgende manier beskryf. Baie mense smag na 'n groter rede. Hulle is nie meer tevrede met kerk hou soos gewoonlik nie. Hulle lees van die kerk in die Nuwe Testament en hul nuuskierigheid word geprikkel. Die Nuwe Testamentiese weergawe is ver verwyder van hul weeklikse ervaring. Hulle hoor hedendaagse verhale van die kerk wat vinnig uitbrei in dele van China en Indië en iets in hulle word wakker. Hierdie is 'n geestelike hongerte waarvan hy praat, 'n onrustigheid wat nie wil stil bly nie. Die soort onrustigheid wat hierdie reeks aangespoor het. Maar ons verdoof die hongerte met dit wat in die wêreld gebeur. Die Kriewelrige Kerk is nie kritiek nie. Dit is 'n wekroep, 'n ontmaskering, 'n terugkeer na die oorspronklike afdruk wat Jesus self vir ons gegee het. Lank voor ons dit met mensgemaakte strukture en titels, tradisies en taktiek toegegooi het. In hierdie reeks gaan ek nie die moderne kerk aanval nie. Ek gaan probeer om dit wakker te skud. Probeer om die kerk te herinner waaroor dit eintlik gaan. Met die krag van die Heilige Gees en in die wil van ons Vader is my hoop dat die kerk teruggelei sal word na die eenvoud wat op 'n stadium die wêreldse gebeure verander het. Nie deur strategie nie, maar deur die Gees. Nie deur stelsels nie, maar deur gehoorsaamheid. Nie deur gewildheid nie, maar deur die waarheid. Hierdie reeks is bedoel vir diegene wat voel daar moet meer wees as dit wat ons nou al vir jare lank aanvaar as normaal. Vir diegene wat nie meer tevrede is met 'n geloof wat op die oog af net mooi lyk nie. Vir diegene wat weet, Jesus het ons nie geroep om kerkdienste by te woon nie, maar om die wêreld om te keer. Ons gaan die stof van die eerste eeu afskud en weer sien hoe die kerk moet lyk. 'n Liggaam wat beweeg, 'n familie wat leef, 'n vuur wat brand, 'n koninkryk wat uitbrei sonder enige goedkeuring van mense. Die sleutelvers vir vandag kom uit Jesaja 29 vers 13. Die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond. Hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. Die oordeenking vir vandag, wanneer die siel moeg word vir Sondagroetines. Daar kom 'n dag wanneer jy voor die spieël staan en erken wat jy lankal voel, maar nooit hardop wou sê nie. Ek is moeg vir kerk.
Nie moeg vir Jesus nie moeg vir geloof nie, net moeg vir die engine wat elke Sondag draai sonder dat iets in jou werklik verander. Ek moet bely dat ek daardie dag jare gelede reeds bereik het. Ek het opgehou probeer om myself te oortuig dat ek nog iets by die kerk sal ontvang. Ek het opgehou om die verveeldheid weg te bid. Ek het eenvoudig opgehou kerk toe gaan. Want hoe lank kan 'n mens nog sit onder lang preke wat jou nie meer raak nie? Hoe lank kan jy nog die 2 vinnige en 1 stadige liedstruktuur sing sonder dat jou hart saam met dit beweeg? Hoe lank kan jy nog nagmaalbroodjies gebruik wat soos karton proe en gebede hoor wat soos herhalings van herhalings klink? Ek het Sondag na Sondag daar gesit en gewonder hoekom ek nie eerder langs 'n dam sit met 'n visstok nie, of in die natuur gaan stap nie, of net 'n braaivleisvuurtjie aansteek en luister hoe die hout in die vlamme kraak nie. Nie omdat ek vermaaklikheid soek nie, maar omdat ek egtheid soek. En ek het besef ek is nie alleen nie. Baie gelowiges en veral jong mense verlaat nie die kerk omdat dit nie cool genoeg is nie. Hulle verlaat dit omdat dit nie eg genoeg is nie. Want as ons ooit in Jesus belangstel, gaan dit nie oor rookmasjiene of orkesleiers met skinny jeans wat op die verhoog rondspring nie, of ontwerpers koffie in die voorportaal nie. Dit is omdat Jesus self aantreklik is. Die rou waarheid, die skerp woorde, die lewe wat hy bring. Ek het nooit die geloof verlaat nie en ek het ook nie 'n geloofskrisis nie. Ek het net die voorspelbaarheid verlaat, die templaat, die stensel, die ritme wat al lankal nie meer lewe dra nie. Maar hier is die skokkende deel. Selfs predikante voel dit. Ek het 'n leraar hoor bely dat hy self verveeld is met die diens wat hy elke week moet aanbied. Hy het 'n meestersgraad in bediening, maar hy sê hy val week na week terug in dieselfde groef, dieselfde liedjies, dieselfde volgorde, dieselfde formules. Party weke werk dit, party weke glad nie. En die mense voel dit, die kerk voel dit, die onrustigheid groei, die stoele raak voller van liggame, maar dra geen lewe nie. Wat ek hier beskryf is nie rebellie nie. Dit is ook nie verbruikersmentaliteit nie. Dit is 'n tipe van 'n kerkmoegheid, 'n geestelike onrustigheid wat uitroep, daar moet meer as dit wees. 'n Drang na 'n geloof wat nie net mooi lyk nie, maar 'n geloof wat werklik verander. 'n Gemeenskap wat nie net by mekaar kom nie, maar deur mekaar leef. 'n Kerk wat nie net sy beeld oppoets nie, maar 'n kerk wat sy hart oopmaak. En al probeer mense dit afmaak as 'n fase of 'n houding of 'n gebrek aan lojaliteit. Die waarheid is dat hierdie stemme besig is om 'n koor te word. 'n Koor van gelowiges wat nie die geloof verlaat nie, maar die templaat bevraagteken. Ons is onrustig omdat die Gees ons onrustig maak. Ons voel die kriweling omdat die Here ons terugroep na iets eenvoudiger, suiwerder en kragtiger. En al weet ons nog nie hoe dit moet lyk nie, weet ons wel, dit kan nie wees soos dit nou is nie. Die templaat het sy tyd gehad. Die wêreld wag vir 'n kerk wat weer lewendig is en wat kan asemhaal. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Daar is 'n geestelike soort moegheid wat nie jou geloof breek nie, maar jou ontmasker. Wanneer jy uiteindelik erken dat die struktuur jou nie meer voed nie, begin die Gees jou teruglei na die bron. Hierdie onrustigheid is nie 'n sonde nie, dit is 'n uitnodiging, 'n roepstem om weer te soek na 'n geloof wat jou ribbes laat vibreer, jou gewete wakker hou en jou lewe werklik verander. Laat daardie onrustigheid nie jou skaam maak nie, laat dit jou wakker maak. Laat dit jou dwing om eerlik te wees oor wat reeds dood is en om weer te smag na wat lewe gee. Maar jy moenie net wegstap nie. Jy moet herbou. Begin klein, begin eenvoudig, begin waar jy voel jy kan asemhaal. Maak jou Bybel oop sonder 'n skedule. Bid sonder om tyd te hou. Wees deel van gesprekke met mense wat regtig honger is vir die waarheid. Dien iemand sonder dat 'n ander sien wat jy doen. Laat jou geloof weer 'n vuur word wat jy self moet stook, nie 'n diens wat iemand anders vir jou aanbied. Wanneer jy ophou wag vir die kerk om jou te verander en begin toelaat dat Christus jou verander, begin die herlewing binne in jou. En dan, wanneer jy weer saam met ander gelowiges staan, al is dit net 2 of 3,
bring jy nie jou moegheid saam nie, maar jou bewustheid, jou eerlikheid, jou honger, jou vuur. Want die wêreld word nie verander deur mense wat net opdaag nie, maar deur mense wat betrokke raak. Laat hierdie onrustigheid jou nie wegdryf nie. Laat dit jou terugroep na die eenvoud, die waarheid en die krag van 'n Christus wat nog altyd genoeg was. Hierdie is jou kans om weer te begin. Nie in 'n kerk nie, maar in jou hart. Kom ons bid saam. Here my God, ek kom vandag met 'n hart wat nie meer tevrede is met oppervlakkigheid. Ek bring my moegheid, my onrustigheid, my verlange na iets wat eg is. Breek alles in my wat doodgewoon geword het. Skud my wakker uit die ritmes wat my siel laat slaap. Trek my terug na U. Nie na 'n skedule nie na formules nie, maar na U. Laat my weer voel hoe U naderkom, hoe U stem sny deur die geraas, hoe U waarheid my ribbes laat vibreer. Leer my om nie net kerk toe te gaan nie, maar om U te volg, om nie net te luister nie, maar gehoorsaam te wees, om nie net te sing nie, maar te leef. Maak my lewe 'n plek waar U teenwoordigheid tuis voel, 'n eenvoudige, eerlike, rou ruimte waar U Gees kan beweeg sonder dat ek dit probeer bestuur. Laat my geloof weer nuut word, weer wild, weer vol vuur. Laat my nie vrede maak met voorspelbaarheid nie, maar my oë oopgehou vir die nuwe werk wat U in my wil begin. En Here, gebruik my onrustigheid as 'n roepstem. Laat dit my nie wegdryf nie, maar terugtrek. Laat dit my nie bitter maak, maar wakker. Laat dit my nie passief laat nie, maar honger. Vorm my tot iemand wat nie net kla oor wat dood is nie, maar iemand wat lewe vind in wat U lewendig maak. Laat my 'n draer wees van egtheid, van waarheid, van 'n geloof wat werklik verander. Begin dit in my, bou dit in my, laat dit deur my vloei. In die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Ons kan ook verder in die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Amos 5 vers 21 tot 24. Ek verafskuw julle feeste. Ek het niks aan julle feeste nie. Al bring julle vir my brandoffers en graanoffers, dit is nie vir my aanneemlik nie, en ek kyk nie eens na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalwers nie. Gee pad voor my met die rumoer van jou gesing. Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie, maar laat die reg en die geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Hierdie vers sny diep, omdat dit wys hoe God self moeg raak vir aanbidding, wat net skedule is. Dit praat direk met hierdie tema, dat God nie beïndruk is met ons strukture, programme en rituele as ons harte nie meer brand. Dit herinner ons dat die oplossing nie is om kerk mooier te maak, maar om die hart weer eg te maak. Die volgende vers kom uit Matteus 15 vers 8 tot 9. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou. Jesus se woorde tref soos 'n hamer op 'n ysterplaat. Dit is die kern van die oordeenking. 'n Geloof waar lippe beweeg, maar nie lewens verander nie. Hierdie vers wys dat die probleem nie nuut is nie. Selfs in Jesus se tyd het mense die strukture bo die waarheid gekies. Dit roep ons terug na 'n eerlike, hartaangedrewe verhouding met Christus. En dan die laaste vers kom uit Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hierdie vers bring die oordeenking in vervulling. Ware verandering begin nie by 'n diensskedule nie, maar by 'n mens se innerlike vernuwing. Dit herinner ons dat geestelike groei nie gebeur deur gewoontes alleen nie, maar deur 'n voortdurende lewende oorgawe aan God se wil. Dit sluit perfek aan by die roeping om weg te beweeg van voorspelbaarheid en terug te keer na transformasie. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën.
Ons gesels weer tot volgende keer. Shalom, shalom.